Hierdie bladsy 24 se huiswerk is moeiliker as wat jy moet kan doen in 'n toets of eksamen. Okay? Jou huiswerk of jou eksamenvraag gaan soos op bladsy 25 wees. So as jy dit kan doen, dan is jy sharp. Die werk wat ek vir jou gegee het as vir huiswerk is moeiliker as wat jy moet kan doen. So jy hoef dit nie so moeilik te doen nie. Jy gaan ook nie tabel 4B so baie gebruik soos wat ons hom nou gaan gebruik in eksamen. Nee, jy gaan altyd daar wees, maar jy gaan hom nie so baie gebruik nie. Ja. Ek het agtergekom in die werk wat ons doen is soos die ketting wat ons skryf baie lank en baie veel van is dit omdat die kettings van batterye so lank is. Nee, dit hang af net van die elemente en hoe hy reageer en wat is. Okay, wat's fout? Nee, niks. Juffrou, wat se twee reageer beste met mekaar en soos die hoogste volts? Die hoogste en die laagste een, so lithium met fluor. Okay. Wil jy voor die voorkom neersit, Pieter, dat die versoeking nie so groot is nie. Ek sê maar net. Hy was mooi geberre in jou baadjie. Nou is hy in jou oë. Jy kan nou sien waar hy lê. Ek dink ook is beter. There we go. Okay. Goed, so op tabel 4B, hoe jy dit gaan gebruik, jy gaan kyk waarmee jy begin, so jy gaan die ding waarmee jy begin highlight, en dan 'n streepie trek tot waartoe hy gaan, en 'n ding highlight waarmee jy begin, waartoe hy gaan, en nou moet jy 'n Z so kan trek. So die ding hierbo, die halfreaksie hierbo is altyd die oksidasie-halfreaksie, want jy gaan sien dit is geskryf asof hy elektrone verloor, en die halfreaksie onder is altyd die reduksie-halfreaksie, want hy kry elektrone by. En hy moet so 'n Z maak op tabel 4B. As hy nie 'n Z maak, hy maak 'n S of wat ook al, dan gaan dit nie werk nie. Okay. Goed, so die eerste ding ek vir jou gesê moet jy uitlog. Ekskuus tog. Die tweede een was swaaldioksied en kaliumpermanganaat. Toe het ek vir jou gesê swaaldioksied is 'n kovalente binding. Meaning hy bly net soos wat hy is. Jy gaan soek vir swaaldioksied op jou tabel 4B, maar kaliumpermanganaat is 'n pers soutkristal. Okay, so hy is ionies, so hy gaan in ionvorm reageer, so jy gaan soek vir die kalium ion en die permanganaat ion. Okay, so dit is nou op tabel 4B. Ek gaan net gou hier delete. Okay, so ons het vir kalium, daar is kalium, so ek gaan net die ding highlight waarmee ek begin, en dan het ons permanganaat is hier onder, daar's hy, en dan het ons swaaldioksied is daar, en swaaldioksied is daar. Okay, nou vir jou om 'n Z te kan trek, moet jou boonste deel van jou Z altyd van regs na links gaan. So as jy kyk, waar's regs, daar is die regs ene. So hier's 'n swaaldioksied en daar's 'n swaaldioksied, maar duidelik gaan ons nie hierdie ene gebruik nie, want anders gaan jy halfreaksie of hierdie reaksie nie plaasvind. Okay, so ek gaan hom gebruik, dan gaan ek net inzoom daar. So dit beteken hy gaan van regs na links so gaan, daardie rigting, en links na regs daar gaan. So wat nou van kalium daar bo? Kalium is die toeskouer ion. Hy neem nie deel aan die reaksie nie, of hy gee nie elektrone af nie. So jou oksidasie halfreaksie is die ene met swaaldioksied, en jy skryf die hele ding neer, presies soos wat hy vir jou gegee is, op tabel 4B, met al die waterstowwe en elektrone en alles, maar jy skryf hom nou van regs na links. So ek nou maar omgedraai, soos wat op die tabel staan, op die tabel 4B staan, en my pyltjie wys net een kant toe, want dus gaan die reaksie is net een kant toe. Okay, en vir die feit dat jy daar kon copy, is 2 punte. Okay, dan die reduksie halfreaksie is permanganaat plus 5 elektrone. Waar trek ek nou? Nee, 2 elektrone. Nee? Is dit? Nee, dit is 5 elektrone. Ek kyk nou hier op verkeerde plek. 5 elektrone. Jy skryf 4 elektrone. Dian, jy is letterlik 10 minute agtertoe en nou praat jy ook. Okay, goed. So 2 punte, al 4 punte. Wat is jou volgende stap, Linden? Okay, so hoe gaan ek dit doen?
Wat het jy gedoen? Want jy het jou notas vandag hier. Waar piep is jou notas? Jy praat bollos. Want as dit op jou tafel was, dan het jy jou huiswerk gedoen gister en het jy hom ingepak. Linden, as jy nie môre jou notas het nie, ingevul, volledig, dan gaan ek dra debiete al oor na volgende jaar toe. Het julle nog detensie oor hierdie jaar? Dan dra die debiete oor volgende jaar toe. Gaan ek jou debiete gee. En VRL het kry ons dubbel debiete, doen hulle nie? OK. Goed, so hierdie boonste het 2 elektrone, daar het 5 elektrone. So hier gaan jy maal met 5, hier gaan jy maal met 2. So jy het 5, 10, 5, 20 en 10. Hierso het jy 2, 16, 10, 2 en 8. OK. Nou kyk jy wat kan links en regs uitkanselleer. OK. Hier het jy nou 10 elektrone wat kan uitkanselleer en 10 elektrone wat kan uitkanselleer. Maar daar's nog goed wat kan uitkanselleer. Want hierso is 10 waters en hierso is 8 waters. OK? So wil dit so eenvoudig as moontlik neerskryf. So daai 8 waters val weg en hierdie word weer 2 waters. Juffrou, hoe bepaal jy aan watter kant van die pyltjie moet oorbly? Wel, as ek die 8 aan die ander kant toe vat, dan word dit -8. So 10 minus 8 gee vir jou 2. As ek die 10 aan die ander kant toe gevat het, dan is dit 8 minus 10 gee vir jou -2 en jy kan nie dit hê nie. Maak sin? OK, hierso is 16 waterstowwe, hierso is 20 waterstowwe. So die 16 waterstowwe gaan weg en hier bly 4 waterstowwe oor. OK, so nou sit ek oor met 5 swaaldioksied plus 2 waters plus 2 permanganaat ione. Daar het uitgekanselleer, gee vir jou 5 sulfaat ione plus 4 waterstof ione plus 2 mangaan ione. Hoeveel punte is daar nou? Hierdie sal tel 3 punte. 2 punte vir die vergelyking en 1 punt vir balansering. Net die redox. Net die redox. So die hele ding saam tel 7 punte. OK. Nou vra hulle vir jou hierso, of ek vra vir jou die oksideermiddel en die reduseermiddel. Pieter, waar vind ons nou weer die oksideermiddel? By watter halfreaksie? Die oksideermiddel vind ons by watter halfreaksie? Die oksidasie halfreaksie of die reduksie halfreaksie? Baie mooi. Die oksideermiddel vind jy by die reduksie halfreaksie. Nou wil ek by weet gaan. Watter ding hier by die reduksie halfreaksie daar? Of hier? Is die oksideermiddel. Hoe weet jy is dit? Want dis die ding waarmee jy begin en dis die ding wat se valensie gaan verander. OK, so jy kan of gesê het MnO4 minus die permanganaat ion of jy kon net gesê het mangaan, maar jy moet sy spesifieke valensie daar gee. So elke suurstof is -2 en ons 4 is -8, maar die valensie is daar -1. So dit beteken mangaan hierso is 7+. Jy met my? So is dit nou nie die daai verleidings. Ja, ek sal. Met meneer 'n koutjie. Nee, sien hom. Maar juffrou, as jy reg as jy nou gesê het dit is mangaan. Permanganaat ion, perfek. Ja. Of jy kon gesê het x plus 4 maal met -2 gee vir jou -1. X 4 maal met -2 gee vir jou -1. So dan kry jy x minus 8 is gelyk aan -1, so x is positief 7. Dis 'n valensie. Ja, so mangaan se valensie hier is positief 7 en dan word dit positief 2. OK. Maar juffrou, hoe moet ons die valensie bereken? Is dit maar net as jy wil oulik doen? Ja.
So, ek gaan net weer sê, so die oksideermiddel, is die ding waarmee jy begin, wat sy valensie verander. So jy kan of die hele stof neerskryf, of jy kan letterlik die ding wat sy valensie verander, want mangaan was 7+ en dan word hy 2+, net syne neerskryf. Kyk, en dan wil ek weet, hallo Henry, wat is die reduseermiddel? 5SO2. Okay, so jy skryf nie die 5 neer, jy skryf net SO2 neer. Swaweldioksied. Ek het dan is 9 punte. 9 punte, ja. Okay. Volgende ene. Waterstofsulfiet en kaliumdikromaat aangesuur. Riekers, wat in die wêreld beteken aangesuur? Waterstofsulfiet en kalium is daar deur bo gaan om die highlight. Ja? Linden is in 'n suur is bygevoeg. Wat beteken jy gaan waterstowwe sien in die halfreaksie. Nou daar's waterstofsulfaat en hierso is die kromaat halfreaksie. Ek highlight nie die kalium nie want hy's daar deur bo en ons weet nou hy gaan nie reageer nie. So daar is jou twee halfreaksies. Hierdie ene gaan soontoe, hierdie ene gaan soontoe, so jy kan jou Z so trek. OK. Goed, so die oksidasie halfreaksie is altyd bo. Frederik, gee vir my nou weer die betekenis van 'n oksidasie halfreaksie in terme van elektrone. Ek het vir jou afkorting gegee om jou te help daarmee. Ek dink dit is die derde keer wat ek vir jou spesifiek hierdie vraag vra. Ek vra oksidasie. Oxidation is loss. Loss of what? Yes. So die oksidasie halfreaksie, hoe weet ek daar boonsteen is die oksidasie halfreaksie? Want hy verloor elektrone. Dit is hoe ek dit weet. Maar juffrou, daar staan dan 'n plus. Van hierdie kant af moes hy elektrone weggegee. So elektrone is een van die produkte wat jy kry aan daai kant. So jy kan of hier skryf -2 elektrone of +2 elektrone aan die ander kant. Ja, Amorey. Maar jy moet die definisie ken. Goed, wie kyk af? Henk, wat is my volgende stappie? Jy moet die elektrone uitkanselleer. Okay, en hoe gaan ek dit doen? Jy maal die H2S sin met 3. Yes, ek gaan hier regdeur met 3 maal. En dan kanselleer hulle uit. 6 elektrone, 6 elektrone. Is daar nog iets anders wat kan uitkanselleer, Dian? Wat is goed? Nee, niks nie. Waterstof-ioon. Ja, So daar is 6, daar is 14. So daar 6 gaan obviously nou uitkanselleer en hier gaan 8 oorbly. OK, ek sien niks anders wat kan uitkanselleer nie. So dis 3H2S plus dikromaat-ioon plus 8 waterstowwe gee vir jou 3 swaals plus 2 krom plus 7 water. OK. Nou is my vraag. Waterstofsulfiet. Anke, jou vraag. Waterstofsulfiet. Solid, liquid, gas. Hoe lyk dit? Hoe ruik dit? Hoe proe dit? Nee, solid. Leandri? Nee, ek Dit is jou Amorey. dis 'n gas en stem. Dis 'n gas instant. Dit is poep. Wat sleg ruik. Okay? So jy gaan hierdie dis 'n geelerige groenerige gas, dit hang af nou as ek dit hier by sit. Geelerige groenerige gas wat jy dan nou deur hierdie oranje oplossing borrel wat aangestuur is. Jy kan 'n bietjie suurie nodig en dan kry jy swaal. Hoe lyk swaal, Gina? Jy weet? Enigiemand? Lyk swaal. Geel poeier. So jy gaan so geel poeier sien wat begin vorm in die buis. Die krom hieroor gaan jy nie sien want hy gaan in 'n oplossing wees en dan gaan hy water vorm dit so. Dit gaan minder waarskynlik. Ag meer waarskynlik. Okay. Goed.
Ekskuus tog. Volgende wil ek weet, Heinrich, die oksideermiddel, wat gaan dit wees? In watter half reaksie kry jy oksideermiddel? En jy mag net vir Pieter bel om dit te help. Pieter, waar kry jy die oksideermiddel? By 3 oksideermiddel. Louis Henry! Sst. Dit was jou vraag nou Pieter. Ons is by die oksideermiddel. Sê weer? Dit was jou antwoord nou, hoe het jy nou nog geantwoord? Weet jy toe gehelp? Toe gaan. So wat leer ons nou? Hy het niks geleer. Toe het hom my antwoord gegee. Kom antwoord. Nee, wat jy duidelik nie geleer nie. So luister nou. Neem in. Jy ook. Die oksideermiddel vind jy by die reduksie halfreaksie. Het jy dit geweet, Heinrich? Nog nie geantwoord het. Oh my word. Okay. Goed, en Heinrich, watter een gaan dit wees? Nee, dink mooi. Nee. Die middel is altyd die goeders waarmee jy begin. Altyd. Dit is altyd die ding wat aan die linkerkant. En dit gaan nooit dit wees, dit gaan nooit dit wees, dit is altyd die weird ding, die anderste ding. So dit is die dikromaat-ioon. Die dikromaat-ioon, of in hierdie geval gaan krom se valensie wees -14, is half plus 6, krom 6 plus. Ja, as jy met my? Kyk, bly. Sy weer, wat gaan die reduseermiddel wees? Waterstofsulfiet. Baie mooi, met 'n T of 'n D? D, wat staan daar maar nog steeds. Voilà. Okay. Goed. Ardo. Is jy met my? Jy weet wat aangaan. Okay. Die volgende aluminium plus loodnitraat is meer soos wat jy sal kry in 'n toets of 'n eksamen. Okay? So hierdie ene is die naaste wat dit gaan kom aan 'n toets of eksamen vir jou. Okay. So is dit aluminium en dan loodnitraat. Goed. Ek is hier na toe. Nitraat is daar 'n paar van. Ek gaan net 'n ander kleur kry. Daar's 'n nitraat, daar's 'n nitraat. Dan het ons 'n lood. Daar's 'n lood. Daar's net een lood, nê? Nee. Lood, oepsie, Daisy. Lood, ioon en dan het jy aluminium is daar. Okay. Is jy met my? So dis obviously aluminium wat soontoe gaan. Maar is dit nou lood wat lood wat soontoe gaan of nitraat wat soontoe gaan of nitraat wat soontoe gaan? Watter een is dit volgens jou, Ardo? Dus gaan aluminium daai in. Aluminium gaan hierdie kant toe, ja, want jy begin met aluminium en dan gaan na aluminium ioon. So daai is settled, weet nie, dis die enigste ding wat regs is. Hoekom is dit die lood wat soontoe gaan? Lood, nitraat. Jy sê nie vir my wat jy het. Okay, hier gebruik jy jou common sense, mense. Jy kan dit so, hulle is nader aan mekaar reageer. Maar wat jy het jou activated complex, geactiveerde kompleks, né? Dis hulle almal nou opsplit. Dan het jy nou jou aluminium ioon, jy het jou lood ioon en jy het nou jou nitraat ioon. Nou weet ons klaar, die aluminium gaan reageer, hy gaan elektrone afgee. Nee? Ja, en hy is positief. Nou sê maar dit is die nitraat wat gaan bykry en wat ek al het. Kan lood met aluminium reageer? Kan positief met positief reageer? Nee.
Okay? So ons weet klaar is aluminium wat gaan reageer van hier af sien ons. Dis aluminium wat moet reageer. Positief. Hy word van aluminium na positief is. Waarmee kan hy reageer? Net met die nitraat want hy's negatief. So dit moet die lood wees wat elektrone bykry. So die nitraat is die toeskouer hieroor want hy bind hier en dan bind hy hier. Hy gee geen elektrone af nie en neem geen elektrone nie want hy moet negatief bly want hy moet bind met die positiewe goeders. Dus hierdie ding wat positief gaan word en dan hierdie ding wat neutraal gaan word. Okay, dit is altyd maklik om te sien, dis die positief wat uitstraal met die positief. Was ek reg? Jy was reg. Okay, of wat Henry gesê het is die twee goed is die naaste aan mekaar. En dis altyd die twee goed wat naaste is aan mekaar wat met mekaar gaan reageer. Okay. Tensy jy dit warm maak of elektrisiteit deurstuur of wat ook al, dan kan jy die reaksie manipuleer, maar dit is nie wat ons hier sê nie. Maar sê ek so. Okay, so die oksidasie halfreaksie was gewees aluminium gaan na aluminium 3+ en hy gee 3 elektrone af en my reduksie halfreaksie was gewees lood, oepsie daisy, sorry, Pb2+, kry 2 elektrone en dan word dit Pb. Okay, wat is ons volgende stap MW? Die maal en kanselleer uit. Okay, so sê my wat jy gaan doen. Ek gaan die aluminium gaan maal met 2 en die lood gaan maal met 3. Okay, so hierso is 2, 2 en dan 6 en hierso is 3, 6 en 3. Dan kanselleer die die elektrone mos nou uit en jy kry 2 aluminium plus 3 lood-ione gee vir 2 aluminium ione plus 3 lood. Kyk, Amore, gee vir my die oksideermiddel. Die lood-ioon. Okay, nou wil ek jou gou wys, hierdie lood-ioon was vas aan nitraat, daarbo, daarbo. Okay, so jy kon ook geskryf het, dit is lood-nitraat so. Jy hoef glad nie, maar net vir jou wys, as jy dalk in 'n memo wys, dit is hoe lood oorspronklik gebind was. Okay, en die reduseermiddel, Linden, terug by jou? Sê weer? Nee. Ja, sorry. Aluminium. Alright, dan die laaste het ek vir jou gesê, jy gaan kloorgas en yster vat, so ons gaan highlight hulle gou op tabel 4B. Pieter, is jy reg vir my? Want ek gaan vir jou kom hoor. Ja, is jy reg? Nou word reg. Daar's kloor en ek het vir jou gesê, yster gaan na yster 3+ toe. Ek het dit vir jou gesê in hierdie geval. Daar sal 'n klou wees in 'n toets of eksamen. Okay. So daar gee ek net vir hierdie twee stowwe, so natuurlik daar is hy yster na yster 3+ en kloorgas na kloor-ioon toe. Die Z werk uit, so my oksidasie halfreaksie is yster gaan na yster 3+ en ek gee 3 elektrone af en my reduksie halfreaksie is kloorgas kry 2 elektrone by en dit word 2 kloor-ione. Pieter, volgende stap. Wat moet jy balanseer? En hoe gaan jy dit doen? Met wat? Sê weer? Nee! Terwyl hy besig is om te kyk, Dregan gee vir my die oksideermiddel. Kloorgas, ja, en die reduseermiddel, Louis Henry? Yster. Ja, Pieter? Bo, maal met 2 en onder? Ja. So hier is 2, 2 en 6 en 3, 6 en 3, nee, en 6. En dan kanselleer hierdie en daai uit met mekaar, so jy 2 ysters plus 3 klore, geef jou 2 yster 3+ plus 6 kloor-ione. Ja.
Ja, so ek het vir jou gister in die klas gesê jy moet vat yster na yster 3+ toe. Was jy gister in die klas? Okay, want daar is 3 ysters. Jy kan vat yster na yster 2+ of yster 3+ na yster 2+ toe ook. Jy moet mooi kyk wat sê die vraag. En dit was my instruksie gister. Okay. Goed, dan die boonstene wil ek gou vir jou wys net vinnig. Dit is 'n baie moeilike een. Dit is glad nie nodig vir 'n toets of eksamen nie. Yster sulfiet en dan sê ek vir jou daar dis yster 3+ en chloor minus. Okay, waterstof sulfiet. Okay. So. Hier uitvee, julle mooi kan sien. Okay, so daar is waterstof sulfiet. So ek gaan alweer daar begin. Chloor ion is daar deur-onder. Okay. En dan het jy yster 3+. Nou jy het 2 yster 3+. So jy daar 'n yster 3+ en jy daar 'n yster 3+. Okay. So nog 'n yster 3+, nee, ons het 2+. Okay, wag. Nou, in hierdie reaksie spesifiek wil ons graag hê dit moet gaan van yster 3+ na yster toe. Okay, so ek wil die reaksie manipuleer. Okay, ek wil nie yster 3+ na yster 2+ hê nie, maar ek wil nie 'n oplossing hê nie. Ek wil graag hê hy moet neerslaan as 'n solid yster. Okay, so nou sien ek nee, wag, hierdie oepsie. Z, om 'n Z te maak moet hy so wees. So hy gaan nie neerslaan as yster nie. Maar omdat hierdie twee goed so naby aan mekaar is, kan ek dit manipuleer. Okay? So hoe gaan ek dit manipuleer om laat dit yster neerslaan? Dis as jy hierdie hele reaksie verhit, warm maak. Okay, so jy maak dit verskriklik warm, dan forceer jy iets wat nie noodwendig sou gebeur het nie. Okay, en dan gaan dit vorm yster, gewone yster solid. Okay, so hierso wil ek hê julle moet sê, hierdie kan 'n uitsondering wees. 'n Uitsondering as verhit. Okay. So jy maak nou verskriklik warm en dan kan die uitsondering plaasvind. Juffrou, hoekom in hierdie wêreld moet ek hierdie weet? Soos juffrou maak nou onnodiglik moeilik. Party van julle mag dalk in chemie ingaan. 'n Chemiese ingenieur of suiwer biochemie of wat ook al. Dan moet jy weet wat moontlik kan gebeur. Jy moet al dit gehoor het in jou lewe ergens. So volgende jaar indien ek weer aan skool gaan volgende jaar, sal jy sien gaan ek baie sê hier stop jou syllabus nou en hier vertel ek jou aan van wat moontlik kan gebeur. Dan kom op universiteit eerste jaar, dan moet jy weet wat gaan aan. Okay, so dis wat ek nou hierso doen. So jy hoef dit glad nie te ken vir 'n toets of eksamen nie. Jy hoef nie te memoriseer in jou kop nie, maar as jy belangstel in chemie, jy gaan dalk moontlik aangaan in chemie, moet jy weet hierdie is moontlik. Okay. So dan gaan die Z nie uitwerk soos hy moet nie. So as ek sê hy's 'n uitsondering, dan beteken dit jou Z gaan nie 'n Z maak nie, hy gaan nou 'n S maak. Okay. Dan gaan jou oksidasie help vir die reaksie wees waterstof sulfiet gaan na swaal en 2 waterstofione en 2 elektrone. En jou redox reaksie gaan wees yster 3+ plus 3 elektrone gee vir jou yster. Okay, en dan hopelik van hier af kan jy al aangaan. Jy kan sê goed, hierso maal ek met 3, hierso maal ek met 2. Ekskuus so. 3 6 6 2 6 2. Dan kanselleer die elektrone uit. Oei, en ek kon die waterstof woon, hulle kon nie. Plus 2 yster. Wat trek ek met my verhaal? Rikus, geef my die oksideermiddel asseblief. Yster 3+ en Frederik die reduseermiddel. Waterstof sulfiet. Okay. Goed, nou dames en here, oepsie. Eigenlijk, ons is klaar met die jaar se werk van graad 11. Jy kan dit nie hoor vertel nie. Maar okay, so, plan van aksie
sien vandag is Woensdag. Ek sien julle Donderdag en Vrydag en dan is dit nog volgende week. Ons gaan julle vraestelle vir die jaar weer deurwerk. Okay? So ons begin môre met Maart se vraestel. Jy moet Maart se vraestel het ek vir jou uitgedeel, gesê hou dit. So jy gaan soek op. En wat is môre Donderdag? Voor môreoggend 8:00, laat weet jy my as jy nie Maart se vraestel het nie, dat ek kan gaan afrol. Okay. Dan wil ek gou vinnig vir jou, vir die van julle wat dink, ons maak klaar met werk, ek kan by die huis bly. Maak dit agter in jou boek oop, want dan gaan weer spoedtoets gee oor Newton se wette dat jy kan sien. Jy moet terugkom klas toe, want jy kan nie onthou wat anders gebeur het in die jaar nie. Ja. So wat ek moet sê, my instruksie was by die seminar. Ja, dis hy. Kyk. Goed, so op die groep môre, nee, weet wat, ek gaan 'n poll maak, né? En dan moet jy gaan kyk watter vraestelle kort jy. So ek gaan 'n poll maak vir Maart, Junie en September en dan vote jy dat ek weet hoeveel om af te rol. Nee, okay. Super. Goed so. Hierdie is 'n spoedtoets. En hierdie gaan oor Newton gaan want ek dink dit is die hoofstuk wat ek die meeste ingeforseer het in jou brein. So kom ons sien of dit so is. Dis nie oopboeke nie. Kyk. Goed. Vraag 1.1 vra ek vir Newton se tweede wet. In woorde, ek sal vir jou 'n formule gee, hierdie ene. Newton se tweede wet in woorde. Die eerste twee woorde van wanneer. Newton se tweede wet. Ek het 'n rympie prentjie geteken nog. Jo, ek maak nog getalle op en dit is gevaarlik want ek weet nie of my som gaan uitwerk nie. Ja, ek help lekker. Thank you, sir. Okay, my volgende vraag is, jy kan sien in nou prentjie, ek praat van 'n wrywingskoëffisiënt. Okay, hier sien ons 'n toegepaste krag en ek wil hê jy moet vir my 'n kragte diagram teken, nie 'n vrye liggaamsdiagram nie. 'n kragte diagram tel 4 punte. Sien jy al 2 punte, hierdie tel 4 punte. Wat wil ek nou doen met jou? Volgende vraag is ek wil hê jy moet asseblief vir my die wrywingskrag uitwerk en sy formule is die wrywingskoëffisiënt maal die normaalkrag. So omdat ek vir die formule gee, gaan hierdie vraag net 2 punte tel. Want ek gee vir jou die formule. 1.2 is net 'n kragtediagram. Net 'n kragtediagram. Nie 'n vrye liggaamsdiagram nie. Jy gebruik 'n voorbeeld teken van 'n kragte. Nee. Oh, wow. As jy 'n vrye liggaamsdiagram teken, dan gaan jy -1 kry. Soos jy gaan jou punte kry, -1. Jy kan 3 uit 4 kry as jy alles reg het. Dit is my klou aan jou. Dan vraag 1.4 soek ek die versnelling van die blokkie.
Dit in punt 4 soek ek die versnelling van die blokkie. Ja, right. Ja, Word die blokkie geglij? hy word hierso, ek het die 6 getrek. Dan ry dan los op. Nee, dat is nou een stukje één, wat betekent opdrijven. Ja, gaan we naar nou los. Om te sê, as jy klaar met jy toets. Okay, ek gaan net so bietjie, is almal klaar by die prentjie? Nee, tyd. Okay, ek gaan nou net na vraag 2 toe gaan. Wat voor verstellingsformule Daar sê, daarbo. Oh, sorry, Brixie. Ja? So jy sê vir ons daai formule gee wat FG is gelyk aan iets vir iets. Ja? Wat? Dus die massa kilogram hout. Waar doe jy dit vat? Sê weer? Massa is in kilogram, gewig is in newtons. Wag maar gou hierso. Hierdie blokkie se massa is 10 kilogram. Nee, ek is nou by vraag 2. En my vraag aan jou by hierdie ene is wat is die normaalkrag? Hierdie hoekie is 20 grade. So hierdie hoekie is 20 grade. Die massa is 10 kg en hy vra vir jou wat is sy normaalkrag? En dit tel 3 punte. Ag hierdie versnelling het getel 4 punte en hierdie een tel 3 punte. Ook sy versnelling. Nee, net ek sê sy normaalkrag. Okay, dankie. Frikkie. Fokus op jou eie plek. Daai, dis al jy nog 5 minute hoor. Wat wil jy weet van 2.1? 2.1 is ek wil weet wat is die normaalkrag? Bereken die normaal. Ja, Wat is die einde? 20 grade.
Sy weer? Sy weer? Teruggaan? Ja. Werk jou maat op die water. Ik weet niet, ik zit kan maar op. Zo ik doe het op een manier. Kan je onthou nie, iets van tafel en kos nee, ons eet kos op 'n stadium en dan is daar tafels aan kos. 2 minute. Hoop hier is 'n wake-up call dat jy moet skool toe kom. Ja, Dat ons kan hersien. juffrou gaan nie meer moet skool. Ek so dankbaar. Okay. 1 minuut.